Welkom in my Afrikaanse klas. Julle het nou al 2 dele oor voornaamwoorde. Voornaamwoorde is pronouns, en dis wonderlike goed wat 'n ou kan gebruik om jou taal meer effektief te maak. En ons gaan net die laaste drade bymekaar trek in hierdie les. Ons gaan eerstens kyk na onpersoonlike voornaamwoorde. So impersonal pronouns. Die 2 belangrikstes is dit en daar. So, dit is vandag baie koud. Baie keer kan jy daai 2 woorde saamvoeg en dan is dit die woordjie dis. Dis baie koud. Nou, as jy nie weet dat dit is nie, gaan jy nie weet dat daar 'n werkwoord in daardie sin is nie. Goed, so dis baie belangrik dat jy hierdie dit is moet verstaan. En dan die ander een is, daar word vandag baie hard gewerk. Nou, dit word gebruik, meestal, wanneer ons in die leidende vorm skryf. Leidende vorm. So your passive form. And you use it when there is no object. Alright. So dit is waar jy daar gaan gebruik. Kom ons kyk gou hier, baie belangrike voorbeelde. En dit is iets wat jy nou maar moet in 'n knoop in jou kop maak. 'n mens, né? 'n mens, dit kan enige persoon wees, dit kan of manlik of vroulik of wat ook al wees. 'n mens moet altyd dankie sê as iemand, again, could be anyone, vir jou iets gegee het. Alright, so vague, it's really vague. A person should always say thank you if another person gave you something. Alright, 'n mens moet altyd asseblief sê as jy vir iemand vra om jou 'n guns te doen. As jy vir iemand is, again, very, could be anyone. Goed, die volgende een waarby ons kom is die wederkerende voornaamwoord, the reciprocal pronoun. And it's always got to do with 2 persons. Hulle het mekaar baie lief, of hulle haat mekaar. It's this person and something is happening between them. Hulle stry altyd met mekaar. Mekaar meaning 2 people. So, please remember that this is a wederkerende voornaamwoord. En dit is wat ek vandag vir julle wil sê. Tot 'n volgende keer.